Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Dis my baie lekker om vandag saam met julle hierso te wees. Julle net so 'n paar afkondigings. Die 12de Maart is dit ons doekebraai of doekedans. So dit is ons projek waar ons doeke insamel vir die ouetehuise in ons dorp. So dit kos R180 per persoon. Maar dit kos koop vir jou 'n burger en met daai geld koop ons 10 doeke. So 10 doeke is, ek dink omtrent R110 min of meer. So dit is jou bydrae waar jy 10 doeke eintlik maar skenk en daar gaan geline dance word, daar gaan lekker saam gekuier word in die Klipkerk. So ons hoop regtig jy kan betrokke raak by hierdie projek en net lekker saam met ons kom kuier. En dan die 15de Maart wat volgende Sondag is, het ons 'n gemeentebraai. Dit is ons jaarlikse gemeentebraai en hoe dit werk is, jy koop vir jou 'n braaipakkie by Corneille in die kerkkantoor. Jy gaan hom nie kry nie, maar daar is 'n boutchop in, 'n sosatie en 'n stuk boerewors en dit word op die dag vir jou gebraai. Al wat jy op die dag saambring, is dalk 'n tafel, 'n kampstoel en eetgerei. En dan kuier ons net lekker as 'n gemeenskap van heiliges saam. Dis al die afkondigings. Vandag gesels ons oor 'n paar gedeeltes in die Bybel, maar spesifiek oor die versoeking van Satan, met die hoof fokus op die frase trap Satan. Dit sê eintlik so lekker. Maar vandag groet ons mekaar ook in die naam van God die Vader, die skepper van hemel en aarde wat nie boekhou van ons kwaad nie. En in die naam van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes en weer opgestaan het uit die dood. En in die naam van die Heilige Gees wat kragtig in en deur ons werk. Vandag gaan ek dalk so klein bietjie wyd praat, maar die laaste tyd het ek net begin dink hoe groot invloed die sonde op mense het, of die impak wat sonde op mense lewe het. Die laaste tyd in lydenstyd het ek saam met iemand begin bid elke dag, en die groot verskil wat dit in my lewe gemaak het, is net, of in ons lewe gemaak het, gaan my verstand te bowe. En ons nou 'n klomp predes waar ons kan toeskryf, maar ek dink ek is meer bewus van die impak wat sonde op my lewe het, en hoe goed God eintlik vir my is. En want dit sê omdat ek bid dat hy nou beter goeders doen vir my nie, want dit is voorspoedsteologie en ons preek nie dit nie. Maar in die week word ek ook gekonfronteer met 'n versoeking wat my vir een of ander rede meer gepla het as ander kere. Nie 'n groot versoeking of enigiets, 'n alledaagse ding, maar ek wonder toe, hoekom raak dit my nou meer? En ek begin toe te dink, waarom sonde so 'n groot rol in ons lewe speel. En hoe maklik ons in ekstreme kan beland wanneer ons dink oor sonde, of ons raak heeltemal fanaties oor sonde en alles wat ek doen is sondig, of ons gee net nie om daaroor nie. En toe begin ek te dink, sonde versoek mense eintlik op 'n klomp maniere. Maar twee maniere waarop ek vandag wil fokus, is die een van, ons word versoek om sonde te doen. Straightforward, net dit. Ons word versoek om sonde te doen, en dan die ander ene eintlik, wat in twee opgedeel word, is die sonde wat aan ons vashou, waarvan ons nie kan loslaat nie. So een is herhaalde sonde wat ons die heel tyd doen, en die ander ene is sonde wat ons al oor berou gehad het, wat al in ons verlede gebeur het, maar wat ons net nie los nie. Ons sukkel om te laat gaan, en dit beïnvloed die manier hoe ons na God kyk verskriklik baie. As ons glo ons is vuil, kan ons onmoontlik glo dat God ons liefhet. Maar voordat ons op 'n heel ander lyn afgaan, kom ons lees ons teks saam. Ek lees vir ons uit Matteus 4 vers 1 tot 11, die versoeking van Jesus in die woestyn. En toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as hy die seun van God is, sê vir hierdie klippe hulle met brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie.
Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met al hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, trap Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Net om mekaar gou te sê waar ons in die Bybel is, so ons is nou direk na Jesus se doop, Matteus 1 en 2 is waar Jesus gebore word, Matteus 3 is waar Jesus gedoop word, en nou is ons by Matteus 4 waar Jesus versoek word in die woestyn. Dis nogals interessant, né? As ons dink waar ons nou in lydenstyd is, hoe ons dalk gevoel het voor en na ons bekering, versoeking, waar ons gedoop is, dalk kom maar 'n prentjie by julle op. Maar die eerste ding wat vir my sommer interessant is in hierdie verhaal, is dat dit sê die Heilige Gees het Jesus na die woestyn toe gelei. En toe ek sien hierdie, trek my aandag, toe dink ek, Dien, moenie iets daaroor sê nie, want jy weet nie eers waar dit gaan nie. Maar toe dink ek, ons hoef nie eintlik so diep daarin te gaan en vir onsself 'n eksistensiële krisis te maak nie. Maar die Heilige Gees lei Jesus na die woestyn. En daar versoek Satan vir Jesus. En maak ons net weer eens bewus van wat Jesus al toe vir ons begin doen het, voordat hy al in die kruis gesterf het. Want hierdie gaan oor Jesus wat bewys dat hy gehoorsaam is, dat mense kan sien hoe gehoorsaam Jesus is. Genesis 22 vers 1 staan daar dat God het Abraham getoets. God wou nie gehaat het dat Abraham sondig moet wees nie. Die toets is 'n onthulling. God gebruik dit. In Exodus en Deuteronomium lees ons ook van die 40 jaar in die woestyn. Baie het teen God gesondig en teen hom gedraai. Maar Jesus se 40 dae, hy het nie dit gedoen nie. Hy het gehoorsaam gebly. Met ander woorde, Jesus kom wys vir ons wat Israel nie kon wys nie. In Jakobus 1 vers 13 bring dit eintlik iets na die tafel toe, wat ons toelaat om dit so 'n klein bietjie makliker dalk te verstaan, wat sê dat, moenie sê dat ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur die kwaad versoek word nie, en hy versoek self ook niemand nie. En dan kom Jesus hierso, en hy kom wys sy menslikheid aan ons. Hy het honger geword. Jesus was moeg, hy was dors, hy was honger, hy toe aan die kruis sê hy ook, ek is dors. Hierdie Satan kom nie wanneer Jesus sterk is, of iets nie, hy kom wanneer Jesus swak is. Laat ons nogals dink aan hoe versoeking werk, en in watter situasies ons dalk onsself in plaas. En dan kom Satan en hy vra sommer dadelik vir Jesus 'n baie slegte vraag. Hy sê, as jy die seun van God is. Asof hy Jesus wil laat twyfel in sy eie identiteit. Asof hy twyfel in Jesus se identiteit. Maar Satan weet eintlik baie goed, hy probeer wie Jesus is. Hy probeer Jesus uitdaag. Amper om te sê, kom nou groot meneer, wys ons nou wat jy het. Ek kan sommer die grin op sy gesig sien. Dis asof Satan hier met dieselfde strategie kom as in Genesis 3, waar die slang vir Eva vra, het God regtig gesê, julle mag nie van al die bome hier eet nie? Hy is eintlik net 'n walglike, dit maak my sommer kwaad. Maar Satan vat hier ook nie vir Eva, toe sy sterk is en saam met Adam is nie, hy vat haar toe hy alleen is. Hy vra ook nie iets diep nie. Mag julle nie van hierdie boom eet nie. Hy vra vir Jesus, maak sommer hierdie klippe, maak dit brood, as jy regtig die seun van God is. Gebruik jou krag vir jouself. Maar Jesus doen dit nie. Nou antwoord Jesus hom. Nie met 'n argument nie. Jesus sê net, daar staan geskrywe. Jesus maak homself sterk. Hy staan nie alleen nie, hy maak homself sterk met die woord van God. En Jesus verwys na Deuteronomium 8 vers 3, wat Israel se tyd in die woestyn is. God het hulle swak laat word en toe manna gegee sodat hulle kan leer dat die mens nie van brood alleen leef nie. Fisiese kos is nie die diepste bron van lewe nie. Die uitdaging hier is, gebruik jou mag om nou dadelike verandering in jou lewe te bring. Werk dit dalk met ons so vandag? Baie keer al so met my gewerk, vinnig in die probleem in, om vinnig weer uit die probleem uit te gaan. En Jesus praat met ons hierso. Hy sê nie ek nie, Jesus sê die mens, ons raak honger, ons lewe nie net van brood nie, maar hoofsaaklik van die woord van God. En nou kom die tweede versoeking, 'n groot versoeking.
Satan vat Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan. Die heilige stad verwys na Jerusalem hierso, in die middelpunt van Israel se geloof, daar waar Jesus aanbid word. Hierdie maak ons nogals bewus van waar versoeking oral plaasvind. Nie altyd in die slegte garra-plekke van die wêreld nie, maar in die heiligste plek van Israel. Eva was ook in die paradys in die tuin van Eden toe sy versoek was. Het raak ook hier duidelik dat versoeking nie altyd oor die sondige dinge gaan nie. Het gaan oor hierdie wat in ons hart aangaan. Ons hart kan nog steeds verkeerd wees, al is ons fisies op die regte plek. En dan kom versoek Satan sommer Jesus met die Bybel. In vers 6 haal hy self Psalm 91 vers 11 tot 12 aan. En dit gaan oor God se beskerming. Satan sê, spring hier af, die engele sal jou mos beskerm. Met ander woorde, hy wil nou hê dat Jesus vir God moet uitdaag. God dwing om 'n belofte te bewys. En hy daag weer vir Jesus uit, om 'n dramatiese manier te bewys, dat hy werklik die seun van God is. Die Israeliete wou dieselfde gedoen het, maar Jesus toets nie vir God nie. Satan dink hy is slim, hy gebruik die Bybel, maar hy gebruik dit om te toets, nie om te gehoorsaam nie. En ewe skielik kan ek dink, waar iemand dit al met my gedoen het. Iemand wat my al versoek het met die Bybel. Maar Jesus reageer hierso weer met die skrif en hy sê daar staan geskrywe, daar staan ook geskrywe, Deuteronomium 6 vers 16, jy mag nie die Here jou God op die proef stel nie. Hierdie gaan nie oor om 'n God te druk, om sy tyd of antwoorde vinniger te maak nie, het gaan oor om geduldig te vertrou. Vertroue en geduld gaan eintlik so saam met mekaar. Dan is daar nog 'n versoeking. Verder neem Satan vir Jesus na 'n hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld en sê, jy kan alles kry, as jy voor my kniel en voor my buig en my aanbid. Hierdie versoekings gaan van klein na groot. Ek is honger, ek wil bewys, ek het mag. Na fisies, of van fisies na geestelik, na sosiaal. Hierdie is die dinge that makes the world go round. Hierdie is die dinge wat oor die algemeen ons grootste kruis is. Mag en aansien. En trots eintlik ook. Satan sê, moenie bekommerd wees nie. Jy hoef nie 'n swaar lewe te lei nie. Jy hoef nie te wag nie. Nie die regte pad te volg nie. Ina Stein het met die getuienisweek het sy gesê, Jesus het nie gesê, alles gaan goed gaan, maanskyn en rose wees nie. Jesus het gesê, neem jou kruis op en volg my. Nie omdat dit hierdie terrible of horrible ding is om Jesus te volg nie, maar omdat dit sy uitdagings het. Mense, hierdie wêreld gaan ons versoek. En dit is die kruis wat ons dra, maar dit, om jou kruis te dra en wat God vir jou gee, bring vreugde wat jy nooit op 'n ander plek sal kry nie. Wat ook interessant is hier by hierdie vers, is Satan noem vir Jesus U. Asof Satan nou terugtrek en hy raak eintlik nou bang. Hy kom agter, ek gaan nie hierdie ou so maklik die oorhand oor hierdie ou kry nie. Hy erken eintlik Jesus se goddelikheid, want hy noem hom U. Dit is amper asof hy nou respek kry, hy raak eintlik so klein bietjie onderdanig aan Jesus. Ons sien die wese van versoeking hier raak. Dis op alle gebiede, maar dieselfde ding wat ons sukkel om te los, vang ons almal weer hier. By wie soek ons loyaliteit? By wie kry ons dit? Wie is werklik aan die stuur van ons lewe? Buig ons partykeer voor dit? Kniel ons partykeer voor hierdie tipe goeders in ons lewe, voor die mag en die aansien en die trots in ons lewe? Want sonde lok ons dikwels met iets wat goed of begeerliks is. Jakobus 1 vers 13, ons bring hierdie goed oor onsself. En dis waar ons nou by Jakobus 1 vers 13 tot 14 kom, waar dit sê, versoeking kom nie van God af nie. Wanneer, ek lees vir ons van vers 13 af, wanneer iemand iets verkeerds wil doen, moet hy nie sê, God verlei my nie. Ons weet mos God kan nie verlei word om verkeerd te doen nie. En hy verlei ook niemand nie. Ons eie sondige begeertes beproef ons, sleep ons saam en verlei ons. As ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, is sonde die babatjie wat gebore word. En as hierdie babatjie kans kry om volwasse te word, gee dit geboorte aan die dood. Dis kragtige woorde hierso, en dan kom ons by die kragtigste vers in Matteus 4, wat sê, trap Satan, gaan weg. Die oorspronklike Grieks vertaal met,
verdwyn uit my midde, verlaat my teenwoordigheid. Jesus gebruik dit as hy met Petrus ook praat in Matteus 16 vers 23. Dis ook sterk woorde hierdie. Maar wat my verbaas, of eintlik nie so baie verbaas nie, want Jesus is die koning van alle konings, maar Satan gaan. Dit sê, hy het hom in vrede gelos, of gelos dat hy kan rus. Jesus het gesê, genoeg is genoeg. En dan sluit hier die gedeelte af met die engele het na Jesus gekyk en hom versorg. Net soos daai Psalm in Psalm 91 sê, oor dat God ons sal beskerm. Die vertroue wat Jesus in God gehad het, was nodig vir die engele om hom te versorg, en dit gebeur dan presies so. En die vraag wat ek my vandag vra is, wanneer gaan ek sê, trap Satan, genoeg is genoeg. Ek is keelvol dat vir hierdie sonde en hierdie versoeking wat in my lewe is, wat my vrede en my vreugde steel. Waar Adam geval het Jesus oorwin. En vandag weet ons, dat ons is nie meer slawe van die sonde nie, want Jesus kom spreek ons vry. En ek lees vir ons Romeine 5 vers 12 tot 19. Wat sê, ja, Adam se een oortreding het God se veroordeling oor almal gebring, maar net so het Christus se een daad van gehoorsaamheid vryspraak en lewe vir almal gebring. Omdat een persoon aan God ongehoorsaam was, het baie mense sondaars geword. Net so sal baie mense die gehoorsaamheid van hierdie een ander mens tot regverdiges verklaar word. God se wet is gegee sodat alle mense kan sien hoe groot en baie hulle oortredings is. Maar hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het God se genade geword. Die gevolg hiervan is dat net soos die sonde oor almal regeer het en die dood oor hulle gebring het, God se genade nou regeer. Dit laat ons nou as regverdiges voor God staan en loop uit op die ewige lewe wat ons deur Jesus Christus, ons Here, sal ontvang. Ons was sondig, want Adam was sondig gewees. Een mens sondig gewees. Een mens se sonde het veroordeling gebring, maar een mens wat gehoorsaamheid het vryspraak begin. En vandag spreek Jesus een en elkeen van ons vry van ons sonde. En dit is presies daardie verwronge beeld waarvan ek aan die begin gepraat het. As ons na onsself kyk en dink, ek is vuil, God sal my nooit vergewe nie, dan dink ons ook, God sal my nooit lief hê nie. Maar God kom spreek ons vry. En vandag kan ons vir mekaar sê, dat die Here het ons vry gespreek. So mag die Here een en elkeen van julle die krag gee, om te weet, ek is vry. Mag jy vir die versoeking sê, trap Satan, verlaat my teenwoordigheid. Mag die Here jou krag gee en vir jou vrede gee. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat U vir ons hierso kom sê, dat ons is nie meer slawe van die sonde nie. Dankie dat U vir ons kom wys het hoe om versoeking te oorkom. Geef vir ons die krag. Kom maak ons sterk. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen.